Kondigings. Die eerste is ons omgee groepie kom môreoggend 9 uur bymekaar. Dis 'n klompie dames wat lief is vir naaldwerk en dit ook doen. En naaldwerk en allerlei ander handewerk. Die Kekkelkokke kuier die 4de Junie weer 6 uur die aand. Dan het ek oor die doop gepraat aan die begin van die diens. Onthou die volgende doop is die 23ste Junie, wat beteken daar gaan nie doop wees die eerste Sondag van Julie nie. Hoërskoolkinders, kyk 'n bietjie na daai advertensie, dis weer koffiekroeg donderdag aand. Ek sien julle kuier lekker en julle het verlede keer so lekker gekuier. Kom kuier saam, Tannie Mariet het 'n slim plan vir julle hierdie week. En dan het daar hierdie week ook 'n plek beskikbaar geraak op ons blommetoer in Augustus. Kom praat met my of met Lona aan die kantoor as jy graag wil saamgaan. Dit is 'n plek in Chaleis en dit is vir 2 mense. En dan die laaste ding, kom ons gaan drink 'n lekker koppie koffie saam met mekaar in die saal na die erediens. Ons teks is vanoggend uit Romeine 8 en ons toetrede lied is uit Vonk 254. Daarna staan ons vir die uitspreek van die seën van die Here. Skrik ek tog, ek het verkeerd die skyfie saamgestel, maar ek het net 2 bladsye geblaai. Ons lofsang na die foto met die seën is uit Psalm 146. En daarvan sing ons die eerste en die 4de strofe en dan kan ons weer gaan sit. Gemeente, as die Here die huis nie bou nie, dan soeg die van ons wat daaraan bou ter vergeefs. Genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Jesus leer ons dat ons verhouding met God en met ander mense belangrik is. Dit is waarom Jesus ons so baie van die liefde leer.
Dit is wanneer ons die kwaliteit van ons verhoudinge aan liefde meet, dat ons agterkom hoe onvolmaak ons is. Op 'n keer het iemand vir Jesus gevra wat die grootste gebod is. Jesus het gesê, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Kom ons bely dat ons sondig is, deur Vonk 180 verse 1 en 3 te sing. Jesus het ons aan die kruis met hom versoen. Ons is daarom vergewe. God skenk aan ons sy versoening slegs op grond van sy groot genade. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Christus, en die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en voortdurend ons lewens nuut wil maak. Die doop, broers en susters, roep ons almal op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop ook sal uitlewe. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. En ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort. Nou wil ek vir die ouerpare die volgende vra. Glo julle dat ons en ons kinders ondanks ons sonde deur God in genade aangeneem is? Glo julle ook dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos belig word in ons belydenis, en beloof julle om julle kinders te leer wat die doop beteken en ook te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Jesus Christus? J.W. en Daniel, wat is julle antwoord? En Frans Johannerien, wat is julle antwoord? Broers en susters, dan gaan ons daartoe oor om hulle babietjies te doop. Ek wonder of Mariet al gereed is met die rekenaar. Sy is, so terwyl die kinders ingebring word, sit ons net so en dan sing ons gesang 292, die tweede strofe. Broers en susters, ons gaan nou vir Marinka Prinsloo doop,
Hierdie dooprokkie waarin sy vanoggend gedoop word, is ook die dooprok waarin haar pa Petrus gedoop is, waarin Nerien, haar ma self gedoop is en waarin haar sussie gedoop is. So dit is 'n pragtige familieaangeleentheid en ons is baie dankbaar vir hulle dat hierdie dag aangebreek het. Marinka Prinsloo, ek doop jou in die naam van God die Vader en van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen. En ons gaan nou vir James William Trollop doop. Dit is ook James of JW, hy sal waarskynlik ook 'n JW word, sy pa se name en ook sy oupa se name. En daarom word die geslag so of die name per geslag oorgedra van die een na die ander. James William Trollop, ek doop jou in die naam van God die Vader en van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen. Dankie, jy kan daar gaan staan, JW. En dan, broers en susters, gaan ons nou net eers doopkersies aan hulle oorhandig, aan die kinders oorhandig, wat mamma en pappa op hulle doopdatum jaarliks kan aansteek, om vir die kinders te verduidelik wat by die doop gebeur het. Maar hier is ook doopkersies vir Nico Nel, JC Pretorius, Betty Seymour en Wian en Malan Benadi. En julle kan ook julle kersies kom haal. As julle vanoggend hier by ons in die kerk is, kom gerus vorentoe, dan gee ons dit vir julle. Andersins kan julle dit na die tyd hier voorkom kry. Broers en susters, as jy onthou wat jou doopdatum is, of nie onthou nie, kom sê dan vir ons in die kantoor, en dan gee ons vir jou ook so kersie. Ek dink 'n eislike klomp van ons gemeentemense het al sulke kersies, en dit het vir ons baie betekenis. Met die ouers hiervoor, met hulle pragtige kinders, kom ons sing hulle die seën van die Here toe. Ons gaan sing uit, vonk 144, strofes 1 tot 3. Ons staan terwyl ons dit sing, en as ons dit klaar gesing het, kan ons weer sit.
Broers en susters, ons gaan vanoggend lees uit Romeine 8 en ons gaan lees van vers 17 tot en met vers 31. Romeine 8 en die opskrif daar is toekomstige heerlikheid. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word, want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in ons geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees van God as eerste gawe het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na die aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie. Want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtiging wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle, wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep, en diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en diegene wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Tot sover ons skriflesing, broers en susters, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig. Dit is nogal 'n moeilike teksgedeelte hierdie. Ek sien toe ek oplees oor Romeine, dat iemand sê hy wonder of dit 'n brief is en of dit 'n verhandeling is. Nou 'n verhandeling is min of meer iets wat 'n mens ingee as jy jou graad, 'n doktersgraad probeer verwerf. En dit is hoe die Romeine brief is. Dit is partykeer moeilik om te verstaan. Maar ek hoop ek gaan dit vanoggend kan verduidelik wat hier staan in die boodskap. En ek dink die een enkele versie, vers 24, sê vir ons iets van wat hier staan. Ons is immers verlos in hoop. Broers en susters, luister gou na die volgende geluid. Ek sal dit maar weer moet doen, want Mariet kry hom nie gemaak nie. Ons weet wat dit is. Dis 'n sug. Ons sug baie keer in hierdie lewe. En as ons 'n geluid soos daai hoor, dan assosieer ons 'n sug gewoonlik met iets negatiefs. Ons dink dat die persoon wat sug ingehaal word deur spanning of deur bekommernis of hartseer of hooploosheid. En daarom vra ons vir mekaar as ons hoor dat iemand anders sug gereeld, hoekom sug jy so? En dit is so, dat 'n sug uitdrukking gee aan iets wat negatief in ons gemoed is. Maar dis ook net die helfte van die waarheid oor 'n sug. 'n Sug is ook iets positiefs. En dit moet ons vandag mooi hoor. 'n Sug herskep. 'n Sug gee 'n nuwe kans. 'n Sug is ook ons gryp op die lewe. Dit werk so. As ek en jy gespanne is, dan sal jy agterkom dat jou spiere ook saamtrek. Hierdie babietjies wat vanoggend hier voor die kansel gestaan het, julle, François, julle sal weet, as hy of sy gespanne is, dat hulle feisies so saamgetrek is. Spanning laat ons spiere saamspan. Ook die spiere in jou borskas. En soos wat die spiere in jou borskas van spanning en negativiteit en druk wat jy ervaar saamspan,
is dit soos 'n luislang wat jou stadig maar seker verwrig. En dit druk die suurstof uit die fynste deeltjies in jou longe. Kyk 'n bietjie na die prentjie op die skerm. Dit lyk soos 'n onderste bo boom. Die blare van daardie boom is daardie fynste deeltjies in jou longe en die suurstof word stadig maar seker uit daardie fynste deeltjies uitgedruk. En wat is 'n sug? 'n Sug is wanneer ons dit herstel. 'n Sug is om te sê, ek haal diep asem en ek haal gewoonlik 2 keer asem en dan blaas ek uit en dan het ek daardie drukprobleem herstel. En daarom is 'n sug nie net iets negatiefs nie. En daarom sê ons ook vir mekaar partykeer, dit was 'n sug van verligting. Want 'n sug kan ook 'n stukkie hoop wees. 'n Sug is ook daai geleentheid waar ek terugvat wat van my ontneem is, die suurstof in my longe. En nou lees ek terwyl ek die preek so voorberei en ek het dit nie geweet nie, dat selfs ventilators in hospitale die pasiënt wat daar lê help om kunsmatig so eenmal elke 5 minute te sug. Want ons het dit almal nodig om van tyd tot tyd te sug om aan die lewe te bly. En daarom is 'n sug iets goeds ook, nie net negatief nie. Dit help ons om terug te vat, dit is herstellend en dit is genesend. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, verwys Paulus 3 keer na sug. Eerste geleentheid waarin hy na sug verwys is, as hy sê die ganse skepping of kosmos sug. Sug van pyn, en hy beskryf dit as geboortepyne. So op hierdie stadium verwys hy nog negatief na sug as iets wat sleg is vir ons. Nathanael het 'n lied geskryf met die naam Sy is al wat ons het, waarin hy die volgende oor hierdie pyn, hierdie sug van die skepping sê. Hy sê iewers klink die echo nog 'n skoot uit 'n geweer. Iewers vlug daar diere en 'n groot boom val neer. Iewers in die verte word nog 'n stad gebou, iewers vaar 'n vragskip oor die see se laaste blou. En iewers onder alles sug moeder aarde swaar. En as julle na die koerantberigte die laaste tyd gekyk het, oor die skepping en die natuur, sou julle gesien het dat April die warmste maand in die ganse geskiedenis van die aarde was. So lyk dit of die onlangse geskiedenis ten minste van die aarde was. Die aarde, broers en susters, sug van pyn. Die aarde het ook hierdie hartseer in haar gemoed, want ons leef in 'n onvolmaakte skepping. Maar sê Paulus ook in hierdie gedeelte, die tweede persoon wat sug is ek en jy. Die mensdom sug ook. En hy bedoel dan ook hier dat dit 'n soort negatiewe sug is. En hierdie sug kan ons vertaal met iets soos prewel, mompel, om binnensmonds te kla. So sug ons, soos daardie sug wat Mariet vir ons op die rekenaar gespeel het. En dit getuig iets van die pyn wat ook ons as mense van tyd tot tyd ervaar. So waaroor het jy hierdie week gesug? Of dalk vanoggend? Miskien het jy saam met my gesug oor die verkiesing, oor die lang rye, oor mense wat nie voor kon kom nie, oor die bekommernis, oor wat nou gaan gebeur. Almal sit en wag en sug, omdat hulle nog nie weet nie, en omdat dit so belangrik is vir ons land, dit wat in die volgende week gaan gebeur. Miskien was dit nie wat jou laat sug het nie, miskien is daar 'n verhouding in jou lewe wat jou laat sug. Miskien voel jy of die lig, die lewe uit hierdie verhouding uitgedruk word en hierdie luislang sy net nouer en nouer trek en jy's kort asem en gespanne en daarom sug jy op 'n negatiewe manier. Miskien het jy gehoor dat jy siek is, miskien ly jy aan depressie. Daar's soveel dinge wat ons in die lewe laat sug. Maar nou sê Paulus vanoggend vir ons oor sug die volgende 3 dinge. Die eerste wat hy sê is, daar's nog iemand wat saam sug, en dit is God self. Hy het in hierdie gedeelte gesê, God se gees sug in ons plek by God. En in kort kom dit eintlik maar daarop neer, God weet. Die almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde, die een wat alles kan verander, wat volledig in beheer is, het soveel deernis en omgee vir jou en vir my. Hy sug saam. Hy weet wat jy deurgaan.
En daarom lees ons in die Bybel dat God krag na kruis gee. Daarom lees ons in die Bybel dat hy sy eie seun gestuur het om ook saam met ons te kom sug en ook te kom sterf met 'n laaste asem of 'n laaste sug. Die tweede ding wat Paulus in hierdie gedeelte oor sug sê, is sug bring groei. Sug is nie net negatief nie. Dit is nie net sleg om in moeilike omstandighede te wees nie. Sug bied ook 'n geleentheid vir groei. Paulus sê in hierdie gedeelte dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Nou ons dink baie keer dat hy daarmee bedoel dat alles alright sal wees, om die Engelse woord te gebruik. Alles sal regkom. Daardie probleempie sal God vir my oplos, hierdie ding waaroor ek gesig het, dit sal einde kry. Maar hier is ander groei ter sprake as dit, want dit is nie die waarheid nie. Dis tipiese maklike, populêre boodskappe wat ons op Facebook lees en op WhatsApp so rondstuur, maar dis nie wat hier staan nie. In hierdie gedeelte staan hierso: God laat alles ten goeie meewerk sodat ons meer en meer die beeld van sy seun Jesus kan vertoon. Daarom kom hier die tweede ding wat ek probeer sê, juist daarop neer, dat pyn, sug, swaar kry vir ons geleentheid is om te groei na die beeld van Jesus Christus, ons Here. Dit is soos om te sê, ek sug, maar hierdie sug is om iets terug te vat. Dis om dit terug te vat dat as ek pyn ervaar, ek hooploos is. Dis om dit terug te vat dat as ek pyn ervaar, dat ek sommer kwaai is met ander mense. As ek sug, vat ek die lewe terug. Ek vat die geleentheid terug om te leef soos Jesus, my Here. Sug is 'n geleentheid vir groei. En die derde ding wat Paulus oor sug sê, en dis amper die belangrikste, is dat elke keer as ons sug, gelowige mense daaraan herinner word dat daar hoop is. Elke keer herinner hierdie sug ons aan Jesus se laaste sug. Jesus se laaste sug was ook die begin van 'n ewigheid sonder sugte aan God se regterhand tot in ewigheid. En dit is daardie hoop waarvan Paulus in Romeine 8 praat. En Paulus sê in Romeine, dit kry ons uit genade en ons het dit want God het ons reeds uitverkies om sy kinders te wees. So my sug herinner my aan my nietigheid, my kleinheid, maar dadelik ook aan die hoop wat ek het in Jesus Christus op grond van sy laaste sug. En daarom, broers en susters, moet ons anders kyk na swaar kry in hierdie lewe. Ons probeer swaar kry ten alle koste vermy, want ons dink swaar kry om te sug is net sleg, is net verkeerd. Maar swaar kry en om te sug gee vir ons 'n geleentheid om terug te vat, suurstof te kry, nuwe perspektief te kry, hoop te kry en op God te kan fokus. En nou kry baie van ons swaar. Baie van ons sukkel in ons verhoudinge, baie van ons is gespanne oor ons land se toekoms, baie van ons het pyne by die werk, ons het gesondheidsprobleme en ons gemoedstoestand is ook baie keer problematies. Moenie laat die kans by jou verbygaan om te groei nie. Onthou, God sug saam, hy deernis, hy ken jou. Onthou, in Jesus Christus het ons hoop, want sy laaste sug was die sug wat die ewigheid vir my en vir jou gegee het. En dit gee vir ons hoop, wat ons vorentoe trek en maak dat ons nie vasgeval word in 'n gesiggery nie. En die derde ding, hierdie sug wat jy nou gesig het, is jou geleentheid vir groei. En nou die laaste ding. Ons het vanoggend 2 kindertjies gedoop en nie soveel ander kinders hier by ons in die erediens. Ons as ouers dink, ons moet pyn op alle maniere vir ons kinders weerhou. Daarom staan ons in vir hulle en daarom gaan sien ons die onderwyser vir iets wat hulle eintlik self kan hanteer en daarom probeer ons vir hulle die beste gee, want as hulle die tweede beste het, gaan hulle tog so swaar kry. En as hierdie boodskap van Romeine 8 waar is, maak ons 'n groot fout. Want ons weerhou ons kinders die geleentheid
om te groei. Groei, terugvat van die lewe, kom saam met 'n sug. Kom ons gaan sug daarom as gelowiges as dit met ons swaar gaan. Kom ons gee ook vir ons kinders geleentheid om te kan sug. Maar kom ons gaan sug met hoop. Kom ons gaan vat terug, want ons behoort aan God tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid nou saam. Here ons God, baie dankie vir die geleentheid wat ons vanoggend gehad het om uit u woord te lees. Ons het toe ons geloof vroeër bely dat ons glo dat u God die Vader is wat ons versorg, God die Seun is wat ons verlos en God die Heilige Gees is wat ons vertroos. Ons bely dit so maklik op ons lippe. Maar as ons daar buite leef en die druk van die lewe en die spanning en die bekommernisse haal ons in, dan sug ons asof ons sonder u is. En ons is nie, Here, u is by ons, u sug saam. U laaste sug aan die kruis het juist die lewe gegee tot in ewigheid. Daarom bid ons dat u ons sal herinner aan die feit dat ons mense is met hoop, mense is wat krag van u kry, mense is wat 'n sug kan gebruik as 'n geleentheid om te groei en meer soos u te word. Help ons om anders na swaar kry te kyk en help ons om die geleentheid aan te gryp om te groei. Ons dankie, Here, dat dit met die meeste van ons baie goed gaan en dat ons rede vir sug so min is. Ons begryp dat daar mense is wat tans regtig baie swaar kry. Dat hulle sug 'n diep sug van bekommernis is. En nou bid ons dat u ook in die donkerte van hulle bestaan vir hulle lig sal bring, sodat hulle kan sien, alles is nie verniet nie. Daar is hoop, want ons verlosser leef. In 'n week waarin daar in ons land baie gaan gebeur en waarvan party sê dat die grondslag sal hê vir baie van ons se toekoms, bid ons, Here, dat u met ons leiers sal wees, dat u vir hulle insig sal gee en wysheid sal gee, en as hulle sug langs die pad van belangrike besluite wat geneem moet word, is ons gebed, Here, dat u hulle dit 'n sug sal, dat u dit daarvan 'n sug sal maak wat groei sal bring vir hulle en ook vir ons land. Dankie dat ons 'n vreedsame verkiesing kon hê. Dankie dat hier nie geweld was by ons nie. Ons dankie daarvoor, Here, want soveel mense in die wêreld het nie die geleentheid om uitdrukking te gee aan hulle wil vir hulle land nie. Dankie dat ons dit het. Wees met ons ouers. Dit is so moeilik, Here, om te weet wat om wanneer te doen. Dit is so moeilik om te weet wat moet ons kinders spaar en waardeur moet hulle maar gaan. Gee dat ons goeie oordeel sal hê, sodat ons hulle nie moedeloos laat sug nie, maar sodat hulle genoeg kan sug om te groei en gereed te wees om as volwassenes verder te sug, maar te sug van verligting, omdat ook hulle aan u behoort. Amen. Gemeente, kom ons sing nou ten slotte uit vonk 272 en dan sing ons daarvan die eerste en die tweede en die vierde strofe. Dis reg. Baie dankie, Mariet. Kom staan en dan sing ons dit ten slotte en daarna bly ons staan vir die seën van die Here.
Kom ons gaan wees vir ons land en sy mense 'n seën, nadat die Here ons geseën het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees. Amen. Daar is kategese, daar is vleis wat verkoop word en daar is lekker koffie en tee in die saal.